Vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is die begin van ons Pinksterreeks en dit is vir my 'n absolute groot voorreg om dit saam met julle hierdie jaar aan te pak en dit bly altyd vir my 'n baie groot verantwoordelikheid, maar ook 'n groot voorreg om dit wat ek glo God se hart is met elkeen van julle te kan deel. Dit is my gebed dat julle werklik ware ongelooflike ontmoeting met Jesus Christus sal hê in hierdie Pinksterreeks. Dit is my gebed dat julle harte sal oopmaak en julle gedagtes sal oopmaak vir dit wat God vir elke liewe een van ons wil kom sê. Dit is my gebed vir elkeen van julle. Ons gaan hierdie Pinksterreis 'n bietjie kyk na die bitter bekende barmhartige Samaritaan teks. Maar ons gaan dit doen hand aan hand met Van Gogh se skildery, die Samaritaan. Ons gaan vir die volgende 5 preke elke keer onsself afvra, wat staan vir ons uit? Wat hoor ons vandag? Hoor ons dalk ietsie anders? Sien ons dalk iets anders? Ons gaan werklik intens besig wees met hierdie teks, maar ook met die skildery. En dan op daardie noot nooi ek julle uit, dat julle ook sal weet dat ons die dienste Maandag, Dinsdag en Woensdag, ons het die dienste 11:00 in die oggende en dan ook 7:00 in die aande. En elke keer is daar heerlike warm sop wat ons ook saam gaan bedien. Ons hoop om julle hierdie Pinksterreeks te sien en ek is bitter opgewonde om hierdie pad saam met elkeen van julle te stap. Maar vriende, kom ons raak net rustig. Kom ons haal bitter diep asem en ons vergeet net vir 'n oomblik van al die geraas van buite af. Al die gedagtes en dinge wat ons probeer wegtrek van hierdie ryk, diep oomblik waarin ons op hierdie oomblik ook is. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan daarna gaan ek vir ons die fotum en seëngroet doen. Here, gee my u gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar u sou loop, van myself gestroop. Here, gee my 'n hart waarin waarheid kan groei en trane wat vrylik vloei, as worteldiep u liefde groei. Vriende, genade en vrede vir julle van God die Almagtige, tog nabye Heer. Vriende, ons gaan vandag dadelik in ons teks inspring en direk nadat ons die teks gelees het, gaan die skildery van Van Gogh op julle skerms verskyn. En ek wil regtig hê met die teks en met die skildery moet julle self afvra, wat hoor julle in hierdie teks? Wat praat vandag met jou? En ons gaan hierdie vir 5 preke lank doen. En ek is seker daarvan dat met 5 preke gaan daar dalk elke keer iets anders wees wat vir jou uitstaan. Iets anders wees wat met jou praat. Iets anders wees wat jy raak lees of iets anders wees wat jy raak sien in die Van Gogh skildery. So as jy wil, kan jy regtig rustig die pause knoppie druk en self hierdie teks rustig deurwerk en so ook die pause knoppie druk die oomblik as jy van Gogh skildery opkom en sommer net jou hart en jou gedagtes oopmaak vir wat dit is wat God wil sê. Ek nooi julle uit om saam met my te lees uit Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37, die baie bekende barmhartige Samaritaan verhaal. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom, "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord toe nou die wetgeleerde, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, "En wie is dan nou my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby.
Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom gesien het, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp om na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" Dit is dan nou Jesus wat hierdie vraag weer terugdraai. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: gaan maak jy dan ook so. Ons lees net tot sover. Vriende, ek wil vir julle graag geleentheid gee om in diepte, soos ek genoem het, na die volgende skildery te kyk van Van Gogh. Druk 'n pause knoppie en vat regtig tyd om te kyk wat is dit wat vir jou uitstaan op hierdie gedeelte. So vriende, ons weet ons is nou in Pinkstertydperk en Pinkster herinner ons dat God nie ver weg gebly het nie. Ons weet dit hy sy gees oor mense uitgestort het, nie net om die kerk te begin nie, maar om mense van binne af te begin verander. Om mense anders te laat kyk, anders te laat leef en anders met mekaar om te gaan. Dit is die gees en dit is Pinkster, dit is waaroor dit gaan. Maar dan bly daar vir my 'n vraag in die lug hang. En miskien hang hierdie vraag vir jou ook so bietjie in die lug. As die Heilige Gees dan gekom het, hoekom lyk ons wêreld so onmenslik? Hoekom lyk die wêreld nog so bitter onmenslik? Ek meen, ons leef in 'n tyd waar ons meer as ooit so connected is aan mekaar, maar ironies genoeg mekaar al hoe minder raak sien, regtig raak sien. Ons weet van mekaar se lewe as meer as ooit tevore, maar ons weet nie hoe om werklik teenwoordig te wees in mekaar se lewe nie. Ons leef in 'n wêreld waar selfsug groter word as deernis, waar onreg meer sigbaar raak as geregtigheid, waar narcissisme groei, maar die begrip verander al hoe minder word. So kortom, ons verlang dalk na iets eenvoudig. Ons verlang dat mense net weer menslik sal wees. Martin Niemöller, 'n Duitse predikant wat later teen Hitler gedraai het, het gesê, vroeër het mense, en dit was nou in Martin Luther se tyd, vroeër het mense altyd gevra, waar kry ek 'n genadige God? Maar vandag vra ons eerder, waar kry ek 'n barmhartige mens? Waar kry ek 'n barmhartige mens? En dit is presies hoekom Pinkster vandag so relevant is. Want Jesus het nie gekom om mense net meer godsdienstig te maak nie. Maar hy het gekom om mense weer menslik te maak, dat mense sien wat dit is om menslik op te tree en te wees. En dalk is dit ook een van die diepste werke van die Heilige Gees. En dis hoekom hierdie Pinksterreeks so belangrik is en hoekom ons dit saam gaan aanpak. Ons gaan saam kyk, soos ek gesê het, na een van die bekendste stories wat Jesus ooit vertel het. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En ek was nogal bewus geweest dat ons hierdie storie al so baie gehoor het, dat ons amper opgehou luister het na wat hierdie teks vir ons wil sê. So ek was so 'n bietjie bekommerd toe ek begin werk het met hierdie teksgedeelte, die barmhartige Samaritaan. Maar dit is ook juis waar Vincent van Gogh inkom. Want net 'n paar maande voor sy dood, en hy het ongelukkig selfmoord gepleeg, skilder hy hierdie ongelooflike barmhartige Samaritaan. En
Dis asof Vincent van Gogh dit nie net skilder as een of ander mooi Bybelverhaal nie, maar ek dink hy het dit geskilder as 'n baie diep persoonlike belydenis van wat op daardie stadium ook in sy lewe gebeur het en aan die gang was. Party mense sê Van Gogh skilder hier, soos ek gesê het, meer as net 'n Bybelverhaal. Van Gogh skilder hier homself. Nie as die Samaritaan nie as die held van die storie nie, maar as die man wat langs die pad lê, die gewonde, die gebroke, die een wat hulp nodig het. Want ek dink op daardie stadium van Gogh se lewe het hy geweet hoe dit voel om alleen te wees, om nie verstaan te word nie en om geestelik en emosioneel so te worstel. En ek vermoed hierdie skildery is nie iets waarna ons net gaan kyk nie. Ek vermoed hierdie skildery gaan deur die loop van hierdie 5 preke ook terugkyk na elkeen van ons. En daarom gaan ons onsself vir die volgende 5 geleenthede verbeel as mense wat stadig 'n kunsgalery instap. Maar soos ons na Van Gogh se skildery kyk, begin hierdie skildery ons intrek. Stadig ontdek ons verskillende kamers binne die verhaal, vir verskillende karakters, verskillende emosies, verskillende vrae. Ons gaan kyk en luister en onsself daarin begin raak sien en ontdek hoe hierdie skildery 'n skildery is wat praat. Maar vriende, voordat ons dieper in die skildery ingaan, kom ons luister ook net eers mooi na Jesus se gelykenis hierdie storie. Ons weet dat Jesus het mense baie keer geleer deur gesprekke, metafore, vergelykings en stories. En dis presies wat hier gebeur. Dit is Jesus se styl. En hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, bestaan eintlik uit 4 vrae. So ons gaan dit so 'n bietjie dieper indelf. Dis 2 vrae van die wetskenner en dan 2 vrae van Jesus. Maar met elke vraag wat Jesus vra, dan vat hy die gesprek ook so 'n bietjie dieper. So die eerste vraag wat ons gesien het, kom van die wetsgeleerde af, die wetskenner. En hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Hy toets vir Jesus, soos rabbies maar dikwels met mekaar gemaak het. Dit was glad nie ongewoon nie, dit is nie snaaks nie. Maar hierdie voel ook nie net soos 'n slim teologiese uitdagende vraag, ek wil nou snaaks wees nie. Want die vraag agter sy vraag voel vir my eintlik so 'n bietjie eg. Want dit hy vra wat vra God van 'n mens se lewe? Hoe leef 'n mens reg? Hoe leef ek sinvol? Wat moet ek doen om dan tog hierdie ewige lewe te kry? Ek dink dit is tog so 'n menslike vraag, al was hulle rabbies wat mekaar so 'n bietjie uitgedaag het. Maar Jesus antwoord hom dan nie direk nie, soos wat ons weet, Jesus doen. Jesus is baie interessant in die manier hoe hy altyd mense geantwoord het of met gesprekke omgegaan het. So Jesus vra dan terug, dis dan nou vraag 2. Wat staan geskrywe? Met ander woorde, Jesus sê vir hom, wetsgeleerde, jy ken eintlik reeds die antwoord. So sê dit self. En die wetskenner antwoord toe nou reg en hy sê, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Ons weet die een kom uit Deuteronomium uit en die ander een kom uit Levitikus uit. En selfs die rabbies van daai tyd het geweet dat hierdie 2 wette hoort saam. Jy weet, liefde vir jouself en liefde vir jou naaste en liefde vir God. 'n Rabbi Hillel het eenmaal gesê, ek hoop ek spreek sy van reg uit. Moenie aan jou naaste doen wat jy self haat nie. Dit is die hele wet. Die res is eintlik sommer net kommentaar. Met ander woorde, hierdie rabbi is van mening dat onder al die reëls en debatte en goed wat altyd daar gebeur het, is die kern eintlik maar net liefde. Maar dit was sommer net 'n side note. En dan sê Jesus dan nou vir die wetskenner op sy antwoord, toe hy gesê het liefde vir God en liefde vir jou naaste, toe sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal leef. Nie eendag leef nie, nou leef. En dit is interessant, want onthou, die wetskenner het vir Jesus gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Maar vir Jesus begin die lewe reeds hier. Dit is hoekom Jesus hom antwoord, doen dit en jy sal leef nou. Nie na die dood nie.
Hierdie lewe is nie een of ander wagtyd totdat die eintlike lewe eendag begin nie. Die ewige lewe begin in hoe ons nou leef, in hoe ons liefhet, in hoe ons na mekaar kyk en reageer en omsien, hier en nou. Dan kom die derde vraag van die wetskenner. Dan sê hy nou vir Jesus, wie is my naaste? Die teks sê hy vra dit omdat hy homself so bietjie wil regverdig. Hy wil seker maak hy doen genoeg, of dalk net genoeg om gemaklik te wees. Hy wil weet waar is die grense, wie tel nou as my naaste? Is dit net my mense, my familie, my geloofsgroep, my volk? En die ding is, in sy tyd was hierdie nie 'n vreemde vraag gewees nie, want mense was onseker gewees, hulle het in onsekere tye geleef en wou weet, wie kan hulle vertrou, wie is hulle naaste? Jy weet, die antwoord is dan nou, hê jou naaste lief soos jouself en jy sal ewige lewe hê, so hulle wil dan nou weet, wie is my naaste, wie is my binnesirkel, sodat hulle net genoeg doen om dit te ontvang. Maar Jesus antwoord, weer eens, nie soos 'n mens sal verwag nie. Hy gee nie vir die wetskenner 'n lys nie, hy draai die hele vraag om, deur nie direk te antwoord nie, maar vir hom, soos ons weet Jesus doen, 'n gelykenis of 'n storie te vertel. En dan, aan die einde van die storie, soos wat ons gelees het, dan draai Jesus die vraag om en hy sê vir die wetskenner, wie was die man wat daar gelê het, se naaste? So skielik gaan hierdie vraag nie meer oor wie kwalifiseer nou vir my liefde nie, wie is nou my binnesirkel nie. Nou gaan dit oor watter tipe mens is jy eintlik besig om te word. En dit is wat Van Gogh in hierdie verhaal so goed raak sien. Want Jesus antwoord nie die wetskenner met 'n netjiese mooi definisie van wie jou naaste is nie. Maar hy trek die wetskenner in hierdie storie in. Skielik kyk hierdie wetskenner nie meer van 'n afstand na hierdie verhaal nie, maar hy staan binne in dit. Jesus laat hom nie net vra, wie is my naaste nie. Hy laat hom begin wonder, waar staan ek self binne in hierdie verhaal? En wanneer die storie klaar vertel is, dan antwoord die wetskenner, want Jesus vra hom mos nou, wie was die man wat daar gelê het se naaste? En dan antwoord hy, die een wat ontferming gehad het. So hy sê nie eers die woord die Samaritaan nie. Dit bly vir hom 'n moeilike woord en dit wys vir ons hierdie konflik wat tussen hulle was, dat hy weier om selfs te sê die Samaritaan. Maar eintlik is sy antwoord ook nie verkeerd nie, want op die ou einde gaan dit nie oor die identiteit van die persoon nie. Of dalk doen dit later 'n bietjie. Maar dit gaan oor wat hy doen. Dit gaan oor wat hierdie persoon doen. Hierdie persoon, hierdie Samaritaan, wys barmhartigheid. Hy wys barmhartigheid. Dit is hoekom die wetskenner antwoord, die een wat ontferming gehad het. So vriende, ons het nou na Jesus se storie geluister. Maar ek en jy weet ook, ons leef in 'n wêreld van beelde. Ons wil dinge visueel beleef en sien. Mense wil nie net hoor nie, ons wil nie net hierdie storie gehoor het nie, maar ons wil ook iets van dit sien. En dit is presies wat Van Gogh met hierdie gelykenis doen. Hy maak die storie vir ons sigbaar in sy skildery. En hierdie skildery begin regtig met ons te praat. En daar is veral 3 maniere waarop hierdie skildery met elkeen van ons praat. En ons gaan so 'n bietjie dieper daarna kyk. Een van die eerste dinge wat ons opval. So die eerste een is, kom ek sê net eers dit, daar is 3 maniere waarop die skildery met ons praat. Die eerste een is, oë wat sien. Dit is ons eerste punt, oë wat sien. Een van die eerste dinge wat ons opval wanneer jy na Van Gogh se skildery kyk, is die oë. Of eintlik, wie se oë jy dan nou nie sien nie. Net die Samaritaan en die gewonde man se gesigte is sigbaar. Net hulle gesigte het oë op en jy kan sien dat hulle regtig na mekaar kyk. En net 'n stukkie ironie, die donkie wat op die skildery is, het ook oë. So ek dink Van Gogh is besig om hier speels te raak om te sê, daai priester en leviet het nie eens raak gesien nie, selfs 'n donkie het oë om te kan sien. En as ons van die skildery kyk, dan sien ons die priester en leviet sien ons net van agteraf.
Hulle word amper in die skildery so 'n bietjie ingesluk deur die donkerte. Mens kan hulle nie mooi sien nie. En dit is interessant, nê, want hierdie gelykenis wat ons gelees het, gebruik oor en oor dieselfde woord. Hulle het die man gesien. Die priester het die man gesien en verbygestap. Die leviet het die man gesien en verbygestap. Die Samaritaan het hom gesien, gestop en innig jammer gekry. So dit is die verskil. En Van Gogh verstaan iets daarvan. Daarom dra die Samaritaan en die gewonde man, as jy na die skildery kyk, ook dieselfde tipe blou as jy gaan sien. Die Samaritaan bedek die man met 'n stuk van sy eie kleed. So hy het 'n stuk van sy eie kleed afgeskeer en vir die gewonde man gegee om hom toe te maak en hom te help. Dit is amper asof Van Gogh wil wys, om iemand regtig raak te sien, is om iets van jouself te gee. Daai stukkie blou wys dit vir ons so mooi uit. Want oë kan regtig wonderlike goed doen, maar oë kan werklik wreed wees. En hoekom ek so sê is, met jou oë kan jy iemand laat voel, hulle behoort en hulle is belangrik en jy sien hulle raak. Of jy kan hulle invisible laat voel, onsigbaar. Jy kan iemand sien as net nog iemand, jy weet wat daar lê, iemand in die pad. Of jy kan met jou oë iemand sien wat swaar kry, moeg is en regtig hulp nodig het. God word nêrens direk in hierdie gelykenis genoem nie, maar tog voel dit asof iets van God sigbaar word in die manier waarop die Samaritaan na die gewonde man kyk. In daardie oomblik waar twee mense regtig mekaar sien, word iets van God se liefde sigbaar. Vriende, ons weet, ons leef in 'n wêreld vol mense wat kan kyk, maar min mense wat werklik kan sien. Mense wat in dieselfde huis bly, sien mekaar nie eens altyd raak nie. Mense wat elke dag langs ander stap wat stikkend, moeg, bang, alleen of depressief is, maar niemand merk dit op nie, of gee veel om nie. En dalk is dit een van die eerste dinge wat die Heilige Gees doen. Sy maak ons oë oop. Wat het gebeur dat ons mekaar nie meer raak sien nie? Wat het gebeur dat ons mekaar nie meer raak sien nie? Dan die tweede punt van die skildery wat met ons praat is hande wat doen. Van Gogh se skildery is vol bewegende hande. So Van Gogh se skildery is nie net die oë nie, dit is hande. Die Samaritaanse hande is beweeglik, dit is besig, hy dra en hy ondersteun, hy hou die gewonde man vas, sy hande beweeg na die pyn toe, maar die gewonde man se hande vertel ook 'n storie. Dit hang slap, hulpeloos, dis hande wat nie meer hulle self kan optel nie, hande wat regtig afhanklik is van iemand anders. Mens kan dit sien net in hoe Van Gogh dit geskilder het. En dan amper op die agtergrond sien jy die priester en die leviet. Hulle hande lyk amper asof dit iets vashou. Jy gaan baie mooi met inzoom op die skildery om dit te sien, maar dit lyk asof hulle hande 'n boek vashou. Dis amper asof Van Gogh sê, hulle is godsdienstige mense. Hulle ken die geskrifte. Hulle weet waarskynlik wat reg en verkeerd is. Maar dit bly vir hulle net by kennis. Dis hoekom hy hulle so skilder, sonder oë, sonder hande wat besig is om te doen, maar hulle hou tog hierdie boek vas. Hulle hande reik nooit uit na die man wat langs die pad lê nie. En dit is so 'n bietjie ontstellend, want die man langs die pad het regtig nie een of ander slim wetgeleerde of hy het regtig nou nie enigiemand slims nodig of nog 'n opinie nodig gehad nie. Hy het werklik waar net hande nodig gehad. En dit is hoekom die woorde doen ook deur die gelykenis so goue draadjie vir ons is. Want aan die begin vra die wetskenner vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En aan die einde dan sê Jesus, gaan maak jy ook so, of gaan doen jy ook so. Want geloof wat nooit hande kry nie, bly maar net woorde. Dis moontlik om baie van Jesus te weet en baie slim te wees met 'n klomp dinge.
maar dit is dan baie maklik om ver van, om werklik naby mense se pyn te leef. Dis moontlik om mooi oor liefde te praat, maar steeds verby mense te beweeg wat dit nodig het. Vriende, wat het gemaak dat ons ophou doen? Wat maak dat ek en jy ophou doen in hierdie lewe? En dan die laaste ding wat uitstaan in Van Gogh se skildery is 'n hart wat verstaan. Miskien lê die diepste deel van hierdie storie in die Samaritaan se hart. Ons het nou beleef in die oë en die hande wat 'n baie belangrike rol speel, maar ook die Samaritaanse hart. In die Bybel is die hart, ons weet al, die kern van 'n mens. Daarom sê Spreuke, bewaak jou hart meer as enigiets anders, want daaruit kom die lewe. Want wat in 'n mens se hart aangaan, begin uiteindelik wys in hoe jy kyk, in hoe jy praat en in hoe jy leef. Maar die hart kan ook met tyd toemaak, hard word, so vol van onsself, so vol van ek moet net oorleef, so ek moet net myself beskerm om kop bo water te hou, dat later daar geen ruimte is meer vir ander mense nie. En dalk is dit een van die grootste tragedies van ons tyd. Ek dink nie noodwendig dat mense wreder begin raak het nie, maar ons as mense het so afgestomp geraak, vir 'n klomp redes, daar is soveel redes. Ons voel minder, ons beskerm onsself en ons raak koud. En dit is interessant dat Van Gogh nie die Samaritaanse hart skilder nie. Wel, dit is logies, dit sou baie vreemd gelyk het as hy nou die hart buite geskilder het. Maar tog probeer hy iets daarvan wys. Van Gogh wys vir ons iets van hierdie man se hart wat verstaan. Die oë, hande en beweging vertel reeds van hierdie Samaritaanse ontferming. Maar dan is daar ook die rooi tulband, wat die heel eerste ons aandag trek wanneer ons na die skildery kyk, ekskuus. Dit trek onmiddellik jou oog. Dis amper asof Van Gogh wil sê, hier brand nog 'n hart wat omgee vir mense, hier is nog barmhartigheid en ontferming, hier is meegevoel, hier is nog 'n hart wat oopgebreek word deur iemand anders se pyn raak te sien en in aksie om te gaan. Ongelooflik mooi. Vriende, wat het oor tyd gemaak dat jou hart koud en afgestomp geraak het vir ander mense? Ek dink die ontstellendste deel vir my van hierdie hele gelykenis is dat die priester en die leviet was nie hierdie bose vreemde mense nie. Hulle was letterlik godsdienstige mense, mense wat die Bybel geken het, mense wat waarskynlik gebid het. Maar ergens langs die pad het hulle opgehou om werklik te sien en werklik te voel. En ek dink dit is die gevaar vir ons vandag. Die mens raak so besig met jou geloof, kerk of jou eie lewe, dat jy stadig ophou om menslik te word. Maar dan staan die Samaritaan daar in Van Gogh se skildery, amper soos 'n klein vlam van meegevoel in al die donkerte. En dalk is dit wat Pinkster uiteindelik ook doen. Die Gees maak nie net mense weer godsdienstig nie. Die Gees maak mense menslik, sag, mense wat sien, mense wat kyk, mense wat doen met hulle hande, mense wat hulle harte oopmaak. Want dalk is die grootste wonderwerk van Pinkster harte wat weer sal leer om lief te hê. Ek sluit hierdie preek af met 'n stil gebed en op julle skerm gaan daar ook 'n gebed verskyn en ek wil hê dat jy rustig op jou eie tyd hierdie gebed moet deurgaan en self die preek vir jou afsluit, deur rustig net na die preek, rustig net na die gebed te luister en dit te lees. Amen.